Met ander woorde, daar's nie skepingskrag in jou woorde nie. Ek het dit nou hoeveel keer gesê, ek het dit nou net gesê. En hierdie hele ding van krag in woorde, dood en lewe lê in die mag van die tong, beteken maar net dat in sy hoedanigheid, Salomo wat dit geskryf het, dit is in daai konteks, in sy hoedanigheid as koning het hy die mag oor lewe en dood, oor sy volgelinge. Hy kan besluit wie moet lewe en wie moet doodgaan. Met ander woorde, die mag van lewe en dood, om te bepaal wie gaan dood en wie gaan lewe, wat gaan dood en wat gaan lewe, lê in die mag van die tong van die heerser, Salomo. As jy 'n regter is, en jy sit op die regsbank, en hier staan 'n ou voor jou, en hy het 'n moord gepleeg. Die mag van lewe en dood lê nou in jou tong. Jy besluit, gaan hy dood of gaan hy lewenslang tronk toe of gaan hy vrygestel word. Sy lewe lê dan as te ware in jou hande en die mag van lewe en dood is dan in jou tong. Dis wat daar gesê word. Kom ons kyk verder. Hier is weer die vrug van ons praat. Jeremia 17:9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Matteus 15:18-20, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mense onrein maak, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mense onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Jeremia 17:9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wat uit die hart kom, maak die mens besoedel. Maak hom werklik besoedel of aanstootlik in die oë van God. Verskoning. Spreuke 28:17. 'n Skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. Jeremia 23:25-26. Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom, hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer, en profete is van die bedriegery van hulle hart. Jesus het gesê, ons woorde wys ons gedagtes. Die hart is beskou as die setel van ons emosies. Die hart word die middelpunt van ons geestelike aktiwiteit genoem, en van al die bedrywighede van die menslike hart lewe, die hart en die siel, word dikwels uitruilbaar in die skrif gebruik. Maar dit praat nie van die fisiese hart nie, maar van die mens se gees. Die vrug van ons woorde kan emosioneel goed doen of skade doen, net soos ons dade iemand fisies kan beïnvloed. Matteus 12:34-36, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Verskoning. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Dis nie ons woorde wat die krag het om omstandighede te verander nie. Ek het dit nou al gesê en ek wil dit weer sê. Vriend, luister na my. Jy het nie skepingskrag nie. Jy kan nie besluit hoe moet jy lewe nie. Jy kan nie besluit wanneer gaan jy dood nie. Jy kan nie besluit of môre iets is wat jy kan gaan doen, jy die besluit om dit te doen. Jy weet nie of jy môre nog hier is nie. Met ander woorde, wat 'n man praat, wat regverdig en waar is, of onregverdig en vals, sal ander beïnvloed. Dis al. Jy kan ander mense beïnvloed, maar jy kan nie hulle lewens verander nie, jy kan nie hulle omstandighede verander nie. En ek het dit ook al gesê, jy kan nie 'n vloek op iemand sit met jou woorde. Jy kan my vervloek soveel soos jy wil. Jy kan my nou in die oë kyk en jy kan my sleg sê en my verwens en my vervloek. En dit gaan absoluut niks
zero doen aan my omstandighede nie. Ja, as ek jou hoor, en ek begin glo, en ek begin te harte neem wat jy sê, en dit pla my, dan kan dit 'n invloed in my lewe hê, maar dit kan nie my lewe verander nie. Spreuke 12 vers 18. Daar's een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. Spreuke 12:25, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Spreuke 16:24, vriendelike woorde soos heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Wat ons praat beïnvloed mense en kan hulle persepsies beïnvloed, selfs hulle omstandighede beïnvloed. Maar nêrens leer of bevestig die Bybel dat ons as gelowiges dinge tot bestaan kan praat nie. Ons kan nie dinge wat nie bestaan roep asof dit bestaan nie. Ons moet kyk na 'n beter verduideliking hiervoor as om staat te maak op diegene wat mag wil hê. As dit waar was, sou geen geloofsleraar siek wees of sterf as die mag van dood en lewe in hulle tong was nie. In die volgende uitsending gaan ons aan en ons gaan kyk weer na hierdie is lewe en dood in mense se woorde. Ons sal hierdie ding deurtrap en ek is seker ons sal met die volgende uitsending sal ons dan klaar wees met hierdie onderwerp. Baie dankie Vader dat ons kan weet dat U vir ons soveel voorregte gee. Maar dankie Here dat U nie die mag van lewe en dood skepingskrag in die tong van die mens gelê het nie, want ons sou so gemors aangevang het. Ons sou mekaar doodgemaak het links en regs. Maar dankie Here dat U dit nie toelaat nie. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly om te sê is gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag ons weer 'n geleentheid kry om met mekaar te gesels. Mag hy met U wees tot Jesus kom in Jesus naam. Amen.